Geliefdes, goeiemiddag. Dit is 'n voorreg om u te groet op hierdie blad. By Apostolic Voice, dit is weer Pastor The Brain. En ek gaan vandag verder gaan met die with my testimony, my story. Ek het gisteraand afgeëindig by dat ons my suster toe begrawe het op die 20ste Desember. En dit was 'n moeilike tyd gewees, want jy weet, al die pad doen jy die kyk, ek het nogal baie begrafnisse gedoen in my tyd, my jare, en nooit het ek gedink dat, jy weet, hierdie pad ek ook sal moet loop nie. Jy weet, mense, jy is geneig om mense, jy weet, moet in te praat as hulle deur hierdie pad gaan van dood, die doodvallei, en hulle moet nou deel met hierdie, jy weet, verliese van geliefdes wat hulle nou afgestaan het. Jy weet, maar toe jy nou in daai posisie sit, lyk dit amper asof die mense te bang was om met jou te praat, asof jy nie ook, jy weet, net 'n bemoedigingswoord of woord van troos, asof jy nie dit nodig het nie. Dit was 'n bietjie moeilik om te verstaan. Mense is altyd onder die indruk dat pastore het nie hulp nodig nie. Ons pastore het nie aanmoediging nodig nie. Ons pastore, jy weet, is net nie, jy weet, ons is sterk genoeg, ons is groot genoeg, ons is, jy weet, gebou genoeg, ons het genoeg karakter, en ons het nie dit nodig nie. Ons het nie iemand nodig om ons te bemoedig nie. Kom ek gee vir julle die ware feite, dat 'n pastoor is net die titel, wat in werklikheid, die realiteitssin is dat hy maar nog net 'n eenvoudige mens is. 'n Mens met gevoelens, 'n mens wat ook moeg raak, 'n mens wat ook seer kry, 'n mens wat ook mismoedig word. Hy is tog maar net 'n mens. En baie kere het hy net hy aansporing nodig, daai bemoediging nodig. Het jy al gevoel, wanneer u net gee en gee en gee en gee, en daar kom niks dankie sê terug nie. Hoe voel jy op die einde van die dag? En ek wil tog ons mense aanmoedig. Ek het toe ek nou deur hierdie prosesse moes gaan, of deur hierdie probleem gaan, of deur hierdie situasie gaan, van familieverliese en so aan, toe kom ek agter hoe eenkant 'n pastoor regtig waar is. Ons het nou nie groot geword met baie vriende en so aan nie, maar op hierdie pad het ek gesien hoe alleen lewe 'n pastoor of iemand wat die cloak dra, of die kleed aan het, die ministerial kleed aan het, hoe eensaam sy lewe baie kere is. En dit is nie verkeerd om alleen te wees nie, want ek glo dat jy het net daai tyd nodig om met God te praat, want jy is eenkant gesit vir daai spesifieke rol, om van God te hoor, sodat jy met die volk kan praat oor wat die Here vir jou gegee het, om te sê, dis een van die redes waarom daar so baie dwaalleer is, omdat hierdie manne van die Here is te besig met mekaar. Hulle het nooit tyd vir hulle self nie. Hulle kan nie ordentlik met God tyd spandeer nie, want daar's altyd maar iets wat hulle moet doen. En wanneer hulle dan die geleentheid kry om die woord te bedien, vat hulle so mis, en hulle neem die skrif uit konteks uit. Ek sê nie, dis altyd die geval nie, maar dis in die meeste gevalle. Dis een van die redes waarom daar so baie dwaalleer is, as gevolg van die gebrek wat daar is aan kennis. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. En of ons nou links of regs gaan, ons het die Heilige Gees nodig, en die enigste tyd
of die enigste manier hoe ons die Heilige Gees sal toegang gee tot ons is wanneer ons eenkant is, wanneer ons op ons eie is, wanneer ons spesiale tyd met die Here spandeer. Amen. So ek gaan verder, my liewe vriende, en ja, die begrafnis is klaar. Ons kom uit Woester, uit verskoon. My swaar is stikkend in Woester. Hy sukkel om te deel met die verlies van sy vrou. Onthou, hulle was 'n goeie kombinasie gewees en hulle het hulle eie besigheid. En op die einde van die dag, jy weet, was sy nou die drive omtrent oor die besigheid. Hy het maar die harde werk omtrent gedoen om die funeral, jy weet, die logistieke goedjies bymekaar te kry, sodat die funerals kan plaasvind. En sy het maar die finansiële side van die funeral gedryf, gesorg dat die boekies jy weet, verkoop word en dat die geld inkom en al daai goed. So hulle het 'n goeie kombinasie van samewerkings ooreenkomste gehad. En hy is stikkend want die verlies is daar. And you could have seen that nadat sy nou weg was en die besigheid moet nou weer verder gaan. Die vermisting van die rol wat sy gespeel het, is daar nou nie meer nie, en die besigheid gaan ook deur 'n lapse. Ook verstaanbaar, because he needed to deal with the loss, en die besigheid moes aangaan, maar die kan nie aangaan omdat hy homself ook nog met homself werk. Ons is toe by die huis, nadat by Bruno so verskriklike ding nou oorgekom het, die pil gedrink het, en hy moet ons sorg om by die huis te kom, en ek ry agter hom uit Woester uit, gewoonlik ry ek bo die pas, maar die spesifieke dag moet ek maar nou agter hom ry, deur die tunnel kom. En ons kom toe veilig by die huis aan, en sy eerste woorde is, hy is hom nou alright, hy voel nou 'n bietjie beter, en nou gaan die gesels aan, nou sit ek en hy, my ma en my pa, ons sit op die stoep. Ek weet nou nie wat ek aan my vrou was nie, maar ons sit op die stoep. En terwyl ons nou op die stoep sit, gaan die gesprek aan. Ons gesels nou, my ma stil, my pa stil, ek en hy gesels toe maar die oor meerderheid. Verstaanbaar hoekom my ma en my pa stil was, because they just buried their daughter. And that's the second child that they are burying. So that's verstaanbaar hoekom hulle stil is. En dis 'n rouproses, 'n seerproses wat nou van nou af gaan plaasvind, want hulle dogter, oudste dogter, is nou nie meer daar nie. En mind you, sy was maar 52 daai tyd, toe sy afsterwe. 52, baie om nog voor te gee, want omdat ons lewe net kerk georiënteerd was, ons het nie ander lewe geken nie. So van jongs af preek ons nou al die evangelie. Amen. So as jy eintlik by 50 kom en ouer, dan is jy al so deurweek van die evangelie. Jy is amper soos 'n man van, of 'n vrou van 60, 70, 80. Amen. Because hy is van kleins af blootgestel om die werk van die Here te doen. En ons sit op die stoep en ek het met my broer praat, en hy is toe nou weer aan die gang met die veldtog wat moet afkom in Berrydale, en daar's net niks wat hom nou mee gaan keer nie. Hy sê al die struikelblokke is uitgesort, en die tweede ding is, hy sê Monday, soos ons, dis die Sondag aand wat ons nou op die stoep sit, hy sê Maandag is die dag waar hy nou sy lewe rigting gaan gee. Hy het vir 2 jaar aangehang met sy vrou, sy storie, en hy sê hy gaan nou einde sit aan die ding. Wat uniek aan hom was, jy weet, vir my sal dit miskien 'n bietjie moeiliker wees, of gewees het op daai stadium, maar hierdie vrou was sy eerste vrou met wie hy eintlik regtig ware verhouding gehad het, met wie hy 'n lewe geskep het. So hy ken nie ander vrouens nie, hy ken nie ander lewe nie, hy ken nie ander, hy ken dit hierdie vrou. En sy woorde altyd aan my was gewees, net die dood sal skeiding maak tussen hulle. Voordat ek verder gaan, in Woester, noem hy dieselfde ding vir my, hy sê vir my, onthou ek is maar die tweede jongste, ons is 4 kinders oor gewees,
ek is dan die derde oudste, die tweede jongste, die derde oudste, onder my is dan nog 'n suster. En maar ek was gehanteer altyd, al die jare was ek gehanteer soos die oudste. Ek weet nie of het my lichaams, jy weet, my lichaamspostuur was, wat het hy type, jy weet, beeld geskep het in mense se gedagte dat ek is die oudste en al die. Ek was altyd meer bebaard geweest, ek was altyd meer groter geweest en dit was maar seker maar die postuur wat mense laat dink het dat ek is die oudste. En so was ek ook behandel in die huis. En hy, wie die oudste was, op daai stadium was hy 53. Hy wie die oudste was, sou dan ieder van my raad kom vra oor wat hy sy volgende ding moet wees, veral met sy huwelikstorie. En in die 2 jaar het ek en hy so 'n geweldige goeie verhouding opgebou. Nie dat ons nie voorheen 'n verhouding gehad het nie, maar die spesifieke 2 jaar was dit 'n geweldige close relationship wat ek en hy gehad het. Because alles van sy 2 jaar waarin sy vrou net geloop het en niks gesê het nie, hy is verwaas, hy is verdwaas, hy onthou fulltime in die ministry gewees, en omdat sy vrou nou, jy weet, weggeloop het, moes hy nou 'n plan maak. Hy gelukkig, dis hoekom ek al die manne van die Here jy weet, sal ek sê aanspoor, om nie te rus op julle laure nie, en te dink dat jy kan lewe uit die evangelie nie. Amen. Kry 'n education agter jou naam. Kry iets wat jy kan op terugval aan die einde van die dag. Want Paulus en hierdie manne was werkers gewees. Amen. En hulle het hulle eie crusades, hulle het hulle eie veldtogte, hulle het hulle eie, jy weet, evangelie program het hulle gefinansier. Amen. Ons almal, veral in hierdie tyd, is ons mense baie skepties wanneer jy na hulle toe kom en sê, luister hierso, ons het nodig dat jy ons moet assisteer met 'n financial gift of whatever die storie whatever die storie is. Amen. Hy het voltyds gewerk vir al die jare. Selfs by die vorige kerk waar ons was, ek dink hy het maar daai tyd het hulle vir hom maar R600 gegee 'n maand. Amen. En hy het 'n huishouding gehad, het 'n vrou gehad en hy het 'n kind gehad daai tyd. Amen. So hulle moes lewe van hy R600 vir die maand, maar dit het hom nie gestop om die evangelie te preek nie. Hier is ons nou weer by die punt waar hy nou gaan hierdie chapter van sy lewe gaan afsluit. Ek kan mooi onthou voordat ons nou 'n week voor die begrafnis, onthou my suster is nou die Vrydag dood, nou is ons nou van die Vrydag af is die begrafnisreëlings aan die gang, maar ons is wat in die Parel is nou nie deel van die reëlings in Woester nie, maar my swaar het toe ons nou die funeral pale gehad en sy kinders is daar en sy skoonseun is daar, so hulle het genoeg ook, en my niggie is daar en daar's nog families daar wat hulle goed geassisteer het. Hulle het genoeg hande gehad daai kant om hom te assist. Ons wat die kant is kon nou nie daai kant uitkom nie, want onthou dit is nou in die hartjie van COVID. So is ons dan nou hier buite en ons praat, maar 'n week voor sy dood noem hy hierdie ding en hy sê net die dood gaan vir my en my vrou van mekaar afskei. Die gesels wat hy toe nou die Sondag aan het is, hy gaan nou die skeiding bring sodat hy vry kan wees om die werk van die Here te doen. In die meantime het hy die kinders by hom gevat en jy weet die hele proses van sy huwelik was 'n lelike storie. En ek was nou deel van hierdie lelike storie vir die afgelope 2 jaar. En ek het gesien hoe sy liggaam en sy lewe agteruit gaan. Ek het hom op 'n stadium gesê dat hierdie ding gaan vir jou doodmaak. Die ding is 'n demoon. Hierdie ding is duiwels georiënteerd. Amen. En hierdie vrou met al die goedjies wat sy nou doen, is besig om jou stelsel af te breek. Hy het toe weer begin skool hou en goeie salaris verdien. Dis wat ek wil ons jong manne wil aanspoor. Kry 'n education agter jou naam. Jy kan nog steeds die werk van die Here doen. Kry die goed agter mekaar. En as jy voltyds gaan, weet jy aan die ding werk jy vir jou op die veld. Ek weet jy kan weer terugval op dit waarvoor jy jouself bekwam het. Amen. Vat dit maar nou van
van iemand af wat weet. En hy val toe terug in sy onderwys en hy gaan doen weer maar gee onderwys en die werklading is baie en nog steeds doen het sy werk van die Here, jy weet, hy het 'n lewe net gehad toe op hy stadium, want sy kinders het sy nou toegevat, so hy's nou alleen in die groot huis. Hy gelukkig maak my ma toe nog vir hulle vir hom kos en hy eet dan nou hier en dan saans gaan hy maar weer huis toe. So was die hele proses gewees. En maar ek sien toe dat hierdie ding is besig om hom klaar te maak. En hy is iemand wat hy sal nie saam enigeen praat nie. Hy sou net saam my praat. Hy sou nie saam enige een sy storie deel nie. Hy sal net saam my praat. Amen. En hy praat toe saam my en ek sê vir hom hierdie ding gaan jou doodmaak. Hy sal iets moet doen. En ek gee vir hom die skrifte rondom die huwelik en wat is sy reg, sy persoonlike reg ten opsigte van die huwelik. Ek gee hom die skrifte en ek sê vir hom dat daar is reg wat jy kan uitoefen, want die Bybel is baie duidelik. Hy sê die volgende, en jy kan dit ook gaan lees as jy in dieselfde probleem sit in 1 Korintiërs 7. Amen. Jy kan die chapter gaan lees, jy sal agterkom, die Here praat baie duidelik daar. En Paulus gee baie goeie direction daar. En hy sê hier die volgende, in die geleesde stuk. Dis verre by die beste om nie te skei nie. Die Here verwag nie daai nie. Amen. Maar as die vrou of die man trou of met 'n ander man in 'n bed gaan klim het die vrou of die man met daai persone met wie hulle in die bed gaan klim, het hulle dan nou trou gesweer. So met ander woorde, dit maak jou as die oorspronklike, jy weet, huweliksmaat, maak dit vry om van daai persoon te skei. Maar daar is dan 'n verwagting van jou om dan nie weer te trou nie, alvorens hierdie man of hierdie vrou nie sterwe nie. Amen. So daai is die een gedeelte van die huwelik. Die tweede ding is as hierdie man of hierdie vrou weer wil terugkom na jou toe. Okay? As hierdie man of die vrou weer wil terugkom na jou toe, mag jy hom nie weier nie. Jy moes dan hy persoon vergewe en dan moet jy hom weer toelaat in die huis. Nou, en ek sal dit altyd so sê, Paulus moes op 'n stadium nie lekker gewees het nie. Hy moes somewhere moet daar iets fout gewees het met hom. Want hoe gaan jy iemand kan vergewe wat jy weet met iemand anders in 'n bed geslaap het? En dit vra van jou regtig waar om 'n hart van God te het. Amen. Om vergifnis in jou hart te het. Wat nie 'n moeilike ding is nie. Hoe kom jy daaroor? Amen. Jy moet daardeur gaan. En op 'n of ander dag moet jou lewe kan aangaan. Daar is die twee scenario's wat ek vir hom toe skets. En hy sê vir my nee, hy verstaan. Maar weer voor dit sê vir my nee, dit die dood sal skeiding bring. Hy glo so net die dood sal skeiding bring, maar die skrif sê so. En so aan. En ons studeer, die Sondag sit ons nou weer op die stoep en hy sê nee, maar luister, hy gaan maar nou 'n einde maak. Want hy gaan heeltyd top oor die storie. Onthou, ons het in hy 2 jaar, as dit nie elke tweede dag is, of elke derde dag is, want at least elke naweek ry ons Skryfontein toe. Amen. Want hy het geglo dat sy vrou mag huis toe kom. Hy het dit so elke keer gedoen vir 2 jaar aan mekaar, het hy vir haar gevra, jong, kom huis toe. Ek gaan jou net so vat, al het jy nou al met 'n ander man geslaap, ek gaan jou net so vat. Daai tipe hart het hierdie man gehad. Weet jy, ons sit op die stoep, en hy sê, tomorrow morning, gaan hy sy prokureur sien, en hy gaan aansoek doen vir die skei, om deur te gaan. En dan het hy 'n seun gehad, die kind speel wonderlik. Hy wat met my broer was geweldig, hy was gevaarlik op die kies gewees. Ons het, al sy veldtogte, was dit ek en hy, hy het self die musiek gemaak, en dan het hy gepreek, en dan het ek maar agter die keyboard gaan sit, en wanneer hy die altar call doen, het ek maar die aanbidding gespeel met my gebroke spel, maar hy was baie goed geëkoop op die keyboard gewees, en so het ons al sy dienste, het ons so gedoen. Daar was die bands wat gespeel het, dit was net keyboard. Amen. En so het ons al sy dienste in die tent gedoen. En hy kry toe hierdie seun, en hierdie kind speel net so wonderlik die instrumente, en
hy spandeer goeie tyd met die musiek. Maar hierdie kind wou hy toe in 'n college sit waar hy musiek kan gaan studeer. Ek en hy was toe saam na die plek toe in Durbanville. Hy het toe die geld toe betaal vir die kind se intuition en die registrasie en al die goed het hy betaal. En hierdie kind moes toe nou net die jaar 2021 moes hierdie kind gaan studeer. Nou, die goed is klaar gepraat. Hy gaan nou die maandag die 21ste. Weet jy, die maandag breek aan. En asof die vyande die so wil gehad het nie, breek al die hel los op die maandag. Die middag so voor 4 se kan kry, hoor ek iemand roep. En ek kom toe uit en my pa en my ma wil nie wakker skrik nie. Sy is nou al van gisteraand af wat sy gaan slaap sy nou so, en dis nou al die middag hier voor 4 se kant, en sy het nog nie wakker geskrik, sy het nog nie wakker geword nie. En hy is nou bekommerd, maar sy is heeltemal bleek in haar gesig. Daar is nie tekens van kort asem of niks nie. Sy is net bleek in haar gesig, maar jy kon sien, en ek kon toe verstaan, dat sy het nie geëet nie, sy het net nooit na die boodskap dat my suster dood was, het sy net nooit weer geëet nie. Sy het kos gemaak by tye, maar sy het nie geëet nie. En jy weet, mense liggaam kan mos nie net op medikasie werk nie. En sy is bleek in haar gesig, en ek sê, duiwel man, nou is hy op die aanval. En die eerste ding wat by my kom, jy weet, my suster is hier in die huis, en my pa kyk toe na my, ek moet nou 'n decision maak, en ek weet toe nie wat ek kan toe om te hardloop hier. Bid, ek sê, Here, asseblief tog, jy moet nou regtig maar intervene. En op daai stadium in kar ook nie reg nie, die kar se sleutel is gedecode, en dit wil nie vat nie. Ek bel toe my seun, ek sê vir hom, luister Austin, jy sal moet kom, want mama is siek, ons mama by die hospitaal kry. My pa se woorde, voor ons my ma uitvat. Jy weet, ek het nie so lekker gehoor nie, maar ek het net gehoor, ag lewe, sy gaan nie weer huis toe kom nie. Maar ek is toe maar nou weg, ons is toe weg, hospitaal toe met my ma. En daar gekom, my ma in die rolstoel gesit, en hy by die opnamesentrum toegevat, en so, en het sy daar nog gelê. En die dokter kom daar, sy sê vir my, luister, so, okay, ons gaat goed na jou mama kyk, so, onmiddellik is hulle toe maar nou besig met haar, en sit vir haar toe, suurstofie aan en so aan. Sy het, oor die algemeen, het sy, soos sy ouer geword het, allergie opgedoen, dat as sy, jy weet, hy type allergie kry, dan slaan haar bors toe. Maar die tekens was glad nie daarvan kort asem nie. En hulle sit toe maar op haar toe, die suurstofie op, en so aan. En ek is toe maar nou daar weer ongelukkig, want ek voel, jy weet, die dokter sê vir my nie, maar luister nie, ons moet maar nou vir haar behandel soos 'n COVID-patiënt. Want ek sê, nee, maar how can you treat it as a COVID patient if you don't have the results of a test yet? Ek sê nie, maar jy kan nie iemand behandel as 'n COVID-patiënt, en jy het nog niks resultaat, jy het nog nie toetse gevat nie. Maar jy voel, dit is 'n COVID-geval. Daar is geen simptome van COVID nie, but you feel it is that. Ek sê, nee, kry eers die toetse, maak eers wat jy veronderstel is om te doen, bring die toetse terug, sê vir my, dit is 99.9 of whatever die persentasie is, en dan werk ons daarvan af. Maar moenie net 'n persoon in 'n COVID-saal instoot, dis my woorde aan hom, en die persoon het 10-10-1 eers COVID nie, want daar was baie gevalle waar mense in die COVID-saal ingestoot is, dan het hulle nie COVID gehad nie, hulle tel toe daar dan die COVID op en hulle sterf daar. Which I felt at that moment, it would be wrong. En ek staan op die punt waar die dokters wil my net daar uit. Ek sê nee, ek gaan net nergens na toe nie, julle sal die toetse moet kry, want hierdie vrou gaan nergens na toe nie, sy gaan nie geskei word nie, sy gaan hier in die saal bly, ek gaan hier bly, julle kan maar wie gaan daal, jy kan die polisie gaan daal, whatever julle gaan daal, ek gaan nergens nie, ek sal sorg dat my ma
hier in die saal bly. En dis so gedoen, en so aan. Ag, my goeie aarde, nie voor 7 kry ek 'n oproep, dat my broer, my skoonsister bel, sy sê, my broer lê in die huis, en hy maak nie die deur oop nie. Dis nou 'n dag nadat ons nog gepraat het, net die 20ste my suster begrawe, dit is nou maandag, hier gebeur al die goed wat, ek kan dit nou nog nie vir julle beskryf nie, maar dit is nou wat gebeur. En ek is toe daar uit die hospitaal, ek hardloop toe na die kamer toe, en ek sê pa, nie maar luister hierso, kom ons gaan gou eens huis toe, laat ons die byl kry, want dit gaan nie baat, ons gaan nou op na sy huis toe in Charleston, en dan daar kom, dan moet ons weer afry huis toe nie, by my gaan dit nou oor die issue van time, en ek is toe saam met haar, my seun is toe al weer terug huis toe, want hy ry toe met sy ouma se kar, en ons kom by die huis, en ek sê vir my pa, hulle sit ook op die stoep, en hulle wag mos maar nou wat ek sê van mama. Ek sê nie maar nou, my vrou is allemaal hier so, my sister, hulle allemaal, hier is heel wat mense. En ek gryp toe die byl, dink toe, dis maar dis die enigste ding wat ek nou kan gryp, om enigszins sy hek af te slaan, of sy deur oop te breek, of so aan, indien daar nou fout is. En ons kom daar by sy huis. En ek roep Karel, maak die deur oop. Karel reageer net niks. Ek roep weer Karel, maak die deur oop. En daar respond Karel. Hy sê, ek kom nou. Nou wag ek so 2-3 minute. Ek vra van Karel, sê gou vir my, as jou huis so groot, dat jy so lank vat om by die kombuisdeur uit te kom, om die deur oop te maak. En nou, waar ek staan, ek is gelukkig hoog op been, waar ek staan, kan ek inkyk by sy badkamer, en so aan, dan kan ek nou sien wat in die gedeeltes van die huis, veral na sy kamer toe, kan ek nou sien wat daar aangaan. En as op iets vir my sê, kyk toch net in by die venster, en hier sien ek, daar lê Karel, uit die badkamer gekom, hy het nou obviously gewas, uit die badkamer gekom en net daar gevind. Hy was nou op pad kamer toe, en ook sien hoe sukkel hy om, jy weet, sy liggaam op te kry, om, jy weet, op sy bene te kom, en hy kan net nie opkom nie. Alles gaan die mekaar met kop, en ek vat die byl, en ek slaan die deur oop. Ek is toe in, en ek bestraf die vyand. En ek bid, en ek sê, Here, ek sny die dood af. This is not going to happen. Dit gaan nie gebeur nie. Nie weer nie. En sy vrou is hysteries. En ek dink op myself, my goeie aarde man, jy was vir 2 jaar was nie by die huis gewees nie. Vir 2 jaar het hierdie man alleen gelos. Vir 2 jaar het hierdie man 'n snaakse lewe gehad. Ek het gesien hoe gaan agteruit. En hier staan en skree jy nou, nee Karel, jy gaan nie nou vir ons verlaat nie. Al hierdie goed gaan jy my kop. Ek sê vir haar, luister Carmen, jy sal nou moet stil wees. Jy sal nie soek aangaan nie. Jy is een van die redes waarom hierdie man so lyk. En ons het die ambulans aan gebel vir my ma, en die ambulans het uitgekom. Jy weet jy, dit was 'n verskriklike tyd. Hier bel ons weer die ambulans, maar die ambulans bly net besig. Ek bel toe weer my sien, ek sê, luister, Austin, jy sal moet kom. Jy sal moet vandag kom. Hier is weer 'n probleem. Ek sê, jy sal moet opkom na my broer se huis toe, en ons is daar. Jy weet, ek het nog al gesukkel om hom op te kry, sodat hom in haar kaartjie kan sit en hospitaal toe jaag, maar ek kry hom nie op, en my seun kom help toe vir my, en ons is toe, hier op, hy is toe op pad, en ek kry vir hom toe, in die kar, en ons is deur hospitaal toe. Ek sit vir hom in die reistoel, selfe proses wat ek met my ma gedoen het, en ek neem vir hom na die opnamesaal toe. En die mooie ding van alles is, my ma lê aan die een kant, en hy lê aan die ander kant. Ek is so heen en weer, nie een van hulle weet van mekaar af nie.
En die snaakse van alles, nie een van hulle toon tekens van kort asem nie. En hier kom die dokters weer, hulle gaan hulle behanteer as ek sê nee, niemand gaan as COVID pasiënte gehanteer word nie. Kry die toetse, kry die uitslae en dan gebeur ons daarvan af. Ek staan voet by stuk in. Die dokter kom weer na tyd na my toe en sê vir my, meneer, dis 'n wonderwerk dat hierdie twee mense nog lewe. Hy sê my ma se suurstoflevel in haar liggaam is 23. My broer se suurstoflevel in sy liggaam is 29. Jy weet die suurstoflevels in hulle liggame is te min en die werking van hulle liggaam is dus nou nie meer soos wat dit was nie. So hulle liggaam is nou eintlik besig om te smoor aan suurstof, want hy kry nie genoeg suurstof in nie. Amen. En die ding goed gaan deur my gedagte, dis die duiwel wat hierdie goed veroorsaak het. Want dis die maskers wat, en hierdie twee mense was oor 'n masker, let me tell you, hulle was mal oor 'n masker gewees. Die maskers het net die oog laat uitsteek, soos hulle oor 'n masker was. En so is hulle liggaamstelselmatig afgebreek. Amen. En hier lê hulle twee in een saal, hulle weet nie van mekaar nie. Ek wil ook nie vir hom sê my mamma lê nou aan die oorkant en ek wil ook nie vir mamma sê dat Karel is ook hierso nie. Ek probeer toe nog maar nou tussen die twee pendel en ek hardloop maar tussen die twee en kyk of hulle alright is. Dis so Elfie se kant, praat my ma saam met my en sê sy vir my, jong, wat maak ek hier by die hospitaal? Ek sê nie mamma, hulle is goed besig om vir mamma 'n bietjie suurstof te gee sodat ek vir mamma kan huis toe vat. En ek sê nie vir haar van Karel wat ook daar is nie. En hy lê ook daar so en so aan, maar hy is heel alright, want hy praat saam met my normaal en so aan. En ek sê vir hy, daai spesifieke dag, die 21ste, toe ek daar uitstap, toe sê ek, Here, alles is nou in u hande. Kom toe huis toe, my pa vra, waar is my ma? Ek sê, nee, sy is toch by die hospitaal, hulle het gesê, hulle gaan te hou, sodat hulle haar suurstoflevels kan opneem. Die dokter sê ook vir my, en ek sê nie vir my pa nie, hulle is eintlik meer bietjie bekommerd oor my ma, want haar suurstoflevel is 23, so hulle weet nie of sy, jy weet, deur die ding gaan kom nie. So ook my broer, maar hulle het 'n bietjie meer hoop vir hom. My liewe vriende, 4 dae of ag nee, kom ek maak stel dit reg. My ma is die 21ste in. Die 22ste korrepaas toe, die oggend, dis die dinsdagoggend. Nee, dis die dinsdagoggend. Sien ek op my foon, is daar miskols. My vrou sê sy het gehoor die foon lei en al die. Maar ek bel toe die nommer weer terug. En hulle vra my wie's ek. Ek sê nie, ek is Kobus, ek is my ma en my broer is daar. Hulle sê vir my, ons is slegte nuus vir jou. Dis hoekom ons jou gebel het, jou maat afgestel. Nou moet julle weet, my ma was my alles. Dit was nou, sy was regtig ons anker gewees. Sy was ons anker hier, en hier is sy nou nie meer daar nie. Dit was die eerste slegste nuus wat ek kon ontvang. Sy is nou afgestel. En ek moet die boodskap nou vir my pa oorgee. Nou moet jy onthou, ons het net die Sondag my suster begrawe, die 20ste, tweede na haar begrafnis. En op die spesifieke dag praat sy met my suster se dogter en sê vir haar, jong, is my en jou pa, dis nou haar oupa, se begrafnisboekies in orde, is die goed opbetaal, is die goed reg. En my suster se dogter sê nog die Sondagmiddag, ja nee mama, dis alright, alles is reg, alles in orde. Tweede daarna is sy afgestel. En hoe vertel ek my pa dit? Hierdie persoon, hierdie vrou, was sy vrou vir op daai stadium vir 59 jaar was hulle
getroud gewees. Hoe sê ek vir hom, sy maatjie is nie meer daar nie? Onthou, hulle was toe hulle nou op begin raak, was hulle soos maatjies, hulle eeltjie en beeltjie, oral waar die een gaan die ander, hulle is heeltyd net so rondom mekaar gewees, en so aan. De gesonde mense, my ma vir argumente albei het nie suiker gehad nie, het nie hoë bloed gehad, het nie lae bloed gehad, sy het geen siektes gehad nie. Dis nou 'n gesonde mens gewees al wat begin ingee het is haar bene. Haar bene begin klaar raak. Sy het heeltemal krom begin trek. Haar bene, het gelyk soos bolletjies wat dit in haar bene sit. Haar bene wou net nie meer lekker saamwerk nie. As sy vandag nog moes gelewe het, sou sy seker in 'n rolstoel gesit het, want haar bene het regtig waar begin ingee. En hier is sy afgesterf. Ons weet nie wat te kan doen nie. My vrou en my kinders, ons is almal hier buite, ons weet nie hoe ons nou vir pappa die boodskap gaan gee nie. Maar ons moet die boodskap vir hom gee. Dit is pas toe in die oggend. Ons wik en weeg nog, gaat ons wag tot die oggend toe. Maar dan kom dit by my, nee, ek gaan nie nog wag tot die oggend toe nie, want as ek nou die oggend die boodskap, gaan hy nou vir my kwaad wees, omdat ek so lang gewag het vir hom, om die boodskap te gee, terwyl hy gewag het vir 'n antwoord. En ek klop aan sy venster, en hy maak die deur oop. En ek kom in, en hy weet toe by homself, hier is ietsie reg, want hy weet, as ek inkom, dit was dieselfde patroon, met my suster, as ek inkom, dan gaan ek nuus bring, wat hy nou nie graag wil hoor nie. Die waar is, jammer, ek kyk nou die tyd, en ek gaan net hierdie klaar vertel, dan kom ons maar weer terug later vanaand of so, wat ek nou die ander geval gaan beskryf. So ek het nou my suster beskryf, en dis nou my ma se storieetjie, wat ek nou beskryf, hoe dit nou ingepas het na my suster se dood. Ek wil nou die boodskap vir hom gee, en kom in, my vrou, my kinders, hulle kom in, hulle is toe saam met my hier, en ek moet toch vir my sterk hou. Die Here het my baie sterk gehou. Jy weet, my vrou is stikkend, en almal is stikkend, maar sy was regtig 'n enke gewees. En toe my vrou se ma doodgaan, toe is my ma nou die enigste ma wat sy nou het, wat nou vir haar ook, jy weet, ook nou hom nou so bemoedig en aangemoedig, en jy weet, soos 'n ma opgetree het vir haar ook. Ja, hier sê ook nou nie daar nie. Ek sê, papa sit. Hy sê vir my, ja, nee, wat, ek weet nou wat jy gaan sê. En ek sê, mama het nou korrelpas toe het sy afgestel, so hy het toe net so gesit en gekyk. Nou, hy was 'n ander mens gewees, hy het baie min emosie getoon. Ek sal nie sê, hy het nie geweet om te huil nie, maar hy het baie min emosie getoon. Onthou, dit is sy maatjie van 59 jaar, amper 60 jaar, en hier is sy nie meer daar nie. En hy moet deur die lewe sonder haar gaan. En ons het geweet, onthou, hy is die siek persoon in die huis, ons het altyd gedink, hy sal eers afsterwe, nie sy nie, maar sy het nooit siek gewees nie. En ons geweet, na die voorval, gaan sy tyd baie gehoor aanbreek, want hulle was eeltjie en beeltjie. Oral waar jy die een gesien het, was die ander een gewees. En ek dank God dat ek die geleentheid gehad het om die laaste tyd van hulle lewens ten nouwe met hulle te wees. En sy is nou nie meer daar nie. Begrafnis word gereël en al hierdie goed. Onthou, nou het ons ek gaan by die begrafnis kom, want ek eers my broer se storie vertel, want daar is ook 'n storie aan wat nodig het om vertel te word. Maar ons kom later weer terug met wat nou met my broer gebeur het, voordat ons by die begrafnis kom. Amen. So, en by die begrafnis kom, en die rede waarom ek op een van die dag gesê het, nou gaan ek eers 'n bietjie terugstaan, en ek gaan die jonger geslag, jy weet, gee om verder te gaan met die werk van die Here, sodat ek aandag aan myself kan gee, want die tyd en die verliese wat ek nou op een slag moet deurmaak, het te veel geword vir my. Die waar is, en sy is afgesterwe, ek vertel die boodskap vir my pa, hy aanvaar die boodskap, en ons kom terug, wanneer ek die derde deel gaan vertel,
nadat sy afgesterf het, wat was die volgende ding wat toe gebeur het? Mag die Here u seën, be glorified. Die Here is lief vir u, die Here dink aan u, die Here is nog steeds wagtend op u, as u nog nie God ken nie, so be glorified. Ons kom terug later, wanneer ons die derde deel van hierdie getuienis vertel.